Hallo julle. Hallo almal. Verlede week het ons gepraat oor Neil Gaiman se nuwejaarswens. Of een van sy nuwejaarswense, die vele wat hy dikwels oor nuwejaar skryf, en die spesifieke een wat dan handel waar hy sê ek hoop julle maak foute. Want as julle foute maak, is julle besig om iets te doen. Julle is besig om iets te waag, om kreatief te wees, om dinge te doen wat 'n mens nie oor die algemeen doen nie. So dit was daardie wens. En dit het ook die hele kwessie aangespreek en in die terugvoer wat ons gekry het, het dit ook baie duidelik na vore gekom. Hierdie vrees wat ons het om foute te maak en wat ons baie keer lam lê. Dis belangrik dat ons dit aanspreek. Ons hoef nie altyd so daarvoor bang te wees nie. En dan ook veral om nuwe dinge te probeer, omdat ons die vrees het dat ons dit nie sal kan bemeester nie of gaan foute maak of hoe swaar ons aan perfeksionisme dra, Ja. né? Maar vandag wil ons dit 'n bietjie weer uit 'n ander hoek daarna kyk, sonder om 'n streep, dit moet ons baie duidelik sê, sonder om 'n streep deur verlede week se gesprek te trek. Wil ons vandag kyk na foute wat ons nie wil herhaal nie. Ja, want ek het eintlik selfs met George daaroor en met met verlede week se gesprek was dit vir my baie dit het baie gesê dat my kop onmiddellik kon gaan na die foute wat ek nie weer wil maak nie. Met ander woorde, dit voel vir my amper 'n bietjie van goeters wat jy beleef en ervaar het en foute wat jy gemaak het waaruit jy moes geleer het. En dat jy nou dit nie weer wil maak nie. Dat jy nou van daar af wil vorder, wil groei, wil iets daaruit geleer het. Dis reg. So dit was dit het maklik vir my gekom. Dit was nie vir my so maklik om te sê watse foute ek bereid is om te maak of in watter velde ek sou wou waag nie. Maar wel in terme van wat is die dinge wat ek nie weer wil herhaal, wat nie vir my goed was, lewegewend was, wat my gekos het. Ja. En terwyl jy praat, wil jy sommer begin of wat? Ek dink baie van dit het te doen met prioriteite. Ja. Dat mens baie maklik meegevoer raak met 'n ding wat nie 'n prioriteit is nie. Dan weer baie tyd spandeer aan dinge wat nie so belangrik is nie en dan die dinge wat wel baie belangrik is, afskeep, of glad nie by uitkom nie of nie die aandag gee wat dit verdien nie. Ja. Of wat vir jou sal goed wees nie. Ja. Ek dink een van dit wat definitief vir my 'n probleem en ek dink vir baie mense is sosiale media. Ja. Is 'n mens se foon wat so maklik 'n mens se fokus word, wat so maklik soveel tyd steel. En dit mag wees dat jy na sinvolle goed kyk. Dit is nie noodwendig net 'n klomp gemors nie. Dit is baie sinvol, dis insiggewend, dit is nuus, dit is al daai dinge. Maar op die ou einde, as jy gaan kyk na die gemiddelde tyd wat jy daarin spandeer het, en nou hoe jy voel, jy het nie tyd om dinge te doen nie, dan weet jy eintlik waar die tyd heen gegaan het. Dis reg. So dis definitief een. Ek dink ja, terwyl ek aan al die ander dink, sê jy nou bietjie. Ja, ek dink dit sluit baie sterk daarbey aan. En ek het so half vir myself 'n reël gemaak. Wat ek regtig ernstig daarbey probeer hou. Dis 'n ou Joodse gebed wat sê waak oor jou hart in die oggend. Wat is die eerste ding waarop jou hart val? Amper jou oog val waarop jou hart fokus. Waarheen jou aandag gaan. Want in 'n groot mate bepaal dit die kleur van die dag. Ja. En in daardie opsig probeer ek sover as moontlik wegbly van sosiale media eerste ding in die oggend. Ek sal liewerster wil lees of iets wil skryf of wil stil word. Wanneer ons retreats het, dan is ons
stil word sessie gewoonlik bietjie later in die oggend, maar dan vroeg in die môre dan liewerster daarop fokus, want dis daardie 'n fout wat ek nie wil maak nie, is om die toon van die dag te laat bepaal deur sosiale media. En daardie hele op sleeptou neem daarvan. So dis 'n fout wat ek nie wil maak nie. 'n ander fout wat ek nie wil maak nie, en ek weet nie mooi hoe om dit aan te spreek nie, maar is om nie so 'n vol program te hê dat 'n mens skuldig voel oor stil ruimtes nie. Met ander woorde, as daar dan 'n stil ruimte is daar soveel ander dinge wat wag dat jy skuldig voel omdat jy nie voorberei nie. Omdat jy nie daaraan werk nie. En ek wil nie in 'n patroon verval waarin ek daardie stil ruimtes wel met iets vul, maar met flou verskonings. Hoekom ek dit nou eintlik nie ten volle as 'n rusperiode gebruik nie, dit is eintlik, ek wil regtig rus. Ek wil afskakel. As dit 'n afskakeldag is, dan moet dit 'n afskakeldag wees. Dit moenie met fyn dingetjies inkom van maar bietjie die kant toe of bietjie daai kant toe nie, omdat die tipe werk waarmee ons besig is die stadige ritme en die diepte en die stilte. Is dit so belangrik. As ek dit nie doen nie, dan skeef ek die werk af. Ja. En eintlik kom dit weer terug na 'n prioriteit. Dit kom weer terug na prioriteit wat 'n mens afskeep. Jy wil amper sê, hoe kan 'n rustyd of 'n speeltyd of 'n blote net met iets wat nie nodig is nie besig wees, omdat dit jou siel voed of jou weer inspirasie gee of wat dit ook al. Hoe kan dit prioriteit geniet oor werk? Ja. En ek dink dit is 'n vreeslike moeilike ding waarmee mense sukkel. Omdat 'n mens groot geword het in daai kopspasie van om altyd besig te wees met werk. En ek dink ook veral omdat ons nie 'n 8 tot 5 tipe werk het nie. Ja. Dit is 'n groot gevaar want die werk stoot oor in naweke noodwendig wanneer daar mense is in die aand programme bespreek wat ons gaan aanbied of besig wees met skryfwerk of administrasie doen omdat daar nie regtig in die dagtyd is nie. En wat dit doen is, dit steel eintlik daai tyd wat 'n mens moes afgeskakel het. Dis reg. En jy gee dit nie die prioriteit wat dit moet kry nie. Ja. So dit is definitief 'n fout wat ons maak, wat ons nie moet aanhou maak nie. Dit is. En weer eens terug na Robert Frost se aanhaling van verlede week, is 'n mens herhaal dit aanhoudend. Hoeveel keer moet 'n mens dit nog James Finley praat van we suffer from a depth deprivation. 'n gebrek aan diepte, dat ons dieper raak. En die beste om by diepte uit te kom is om ruimte en stilte te hê. Anderster is dit net so beweeg van die een ding na die volgende ding na die volgende ding toe en 'n mens kom agter hoe 'n mens moeg raak daarvan. Dit moet 'n mens ook voed in terme van dit. Ja. Ek dink nog 'n gebied en daar sukkel ek regtig baie is net om vir myself goed te wees. Om dit te sê beteken dat ek baie keer moeilike goed moet doen. Dinge wat nie vir my natuurlik kom nie. Waar ek myself moet stoot. Omdat dit vir my goed is. Sê nou maar om meer te gaan loop, om fisies iets te doen wat vir my lyf goed is. Om konstant die regte kos te eet, om op daai manier na myself om te sien. Maar ook in terme van om nie altyd almal en alles voor myself te sit. Ek dink 'n mens doen dit sonder dat jy eers agterkom, maar om regtig waar, want dit is ook ek gee ook vir myself 'n boodskap, 'n waardeboodskap op daai manier. Wat 'n baie groot invloed het
op my weierlewe Mm. en op dit wat ek kan bied. Mm. En ek dink dit is iets wat veral as mens so uit so verskriklike besige tyd uitkom, net weer vir my baie voorop staan van hoe moeg ek is, hoe min geïnspireer ek voel, omdat ek nie tyd gehad het om net met dinge besig te wees wat daai plek kan volmaak nie. Ja. Ja, so as 'n mens stil raak, dan kom 'n mens agter daar is 'n hele paar, eintlik kom dit neer op gewoontes, op patrone wat 'n mens nie wil aanhoudend herhaal nie. Ja, en wat jy weet en wat jy herken. En soos jy sê, dis nie altyd maklik om oplossings te kry om dit anders te doen nie. Ja. Mense het eintlik, dit het jou patroon geword, dit het jou gewoonte geword. So, dit kan wees dat dit baie ongemaklik voel of dat mens moet eksperimenteer, maar die feit is, mens weet dit is nie volhoubaar nie. Ja. Ons sal graag wil hoor wat is van die dinge waarop julle graag wil fokus, patrone wat julle nie wil herhaal nie. Foute wat 'n mens nie wil maak nie of nie Wil aanhou maak. Ja. So ons hoor graag van julle. Maar laat dit goed gaan daar. Ons gesels volgende week weer. Mooi bly.